Vanoggend is die mees vreugdevolle dag op die Christelike kalender. Vandag vier ons die ongelooflike werklikheid dat die graf leeg is, dat die dood oorwin is en dat Jesus Christus lewe. Vandag verkondig ons die Here het waarlik opgestaan. Ons gaan saamgesels oor die ja van God, want die ja van God het gebeur met die opstanding. Want in die opstanding van Jesus het God finaal en kragtig ja gesê op die mees kritieke vraag van ons bestaan. Ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 15 van vers 3 af. Van die wesenlike wat ek ontvang en ook aan julle oorgelewer het is, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. As die laaste van almal het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn, want ek is die geringste van die apostels, nie geskik om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as al die ander. Eintlik nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Daarom, of dit ek of hulle is, dit is wat ons verkondig en daarvolgens het julle tot geloof gekom. Maar as Christus verkondig word dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle dat daar nie 'n opstanding van dooies is nie? As daar geen opstanding van dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Boonop word ons as valse getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy dan nie opgewek het nie. As dit so is, dat dooies nie opgewek kan word nie. Want as dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof vergeefs, en is julle steeds in julle sondes. Dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het verlore. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Ja, vanoggend is die mees vreugdevolle dag op die Christelike kalender. Vandag vier ons die ongelooflike werklikheid dat die graf leeg is, dat die dood oorwin is en dat Jesus Christus lewe. Vandag verkondig ons, die Here het waarlik opgestaan. 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 8. Want die wesenlike wat ek ontvang en ook aan julle oorgelewer het, is Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. As die laaste van almal het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. Paulus beklemtoon dat Jesus Christus die inhoud van die evangelie is. Christus het gesterf, Christus is begrawe, Christus is opgewek en Christus het verskyn. Die evangelie het te doen met kerngebeure in die lewe van Jesus Christus. Die inhoud van die evangelie is Jesus. Te veel word die evangelie as geestelike beginsels, 'n paar geestelike wette of 'n paar stappe tot verlossing gesien. Die evangelie kan maklik afgewater word tot 'n morele kode of 'n bepaalde lewenstyl, net maar weer 'n klomp wette. Die onverdunde evangelie is die aankondiging van sleutelgebeure in Jesus Christus se lewe. Dis die getuienis oor Jesus, met ander woorde, Christus het gesterf,
Christus is begrawe, Christus is opgewek, Christus het aan verskeie mense verskyn, daar is ooggetuies. Dit is hierdie evangelie wat ons red, en waartoe ons geroep word om daarin vas te staan. Jesus sterf ter wille van ons. Hy sterf tot ons voordeel. Hy verwerf vir ons vergifnis van sonde, versoening met God, regverdiging voor God se regbank, koop ons los uit die slawerny van die sonde en bevry ons van alle magte wat ons bind. Jesus het nie net vir ons gesterf nie, maar is ook vir ons begrawe. Die een plek wat ons so lank as moontlik vermy, die graf, dit het Jesus vir ons betree. Die doderyk het Jesus vir ons vermorsel. Waarom? Om die finaliteit van die graf oop te breek na God toe. Om die graf te omskep van 'n finale eindpunt na 'n gang, 'n deurgang na die lewe. Die evangelie is nie net die kruis nie. Dit sluit ook die begrafnis van Jesus in. Ter wille van ons, Jesus is begrawe ter wille van ons. Paulus maak dit baie duidelik in ons teksgedeelte. Die opstanding is nie 'n bykomstige lering van die Christelike geloof nie. Dis die sentrale waarheid waarop alles rus. Hy sê pertinent in vers 14, en as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Dink daaroor na. Paulus sê nie, as Christus nie geleef het en 'n goeie voorbeeld gestel het nie, dan is ons prediking vergeefs. Hy sê nie, as Christus nie wonderlike lerings gegee het nie, dan is ons prediking vergeefs. Nee, hy anker alles aan die opstanding. Waarom? Omdat die opstanding God se ja is op die waarheid van die evangelie. In die opstanding het God bevestig, ja, Jesus was werklik wie hy gesê het hy is, die seun van God. Ja, Jesus se dood het bereik wat hy gesê het, dit sou bereik, versoening vir sondes. As Christus nie opgestaan het nie, dan val die hele struktuur in mekaar. Dan was Jesus net nog 'n godsdienstige leier wat gesterf het en in die graf gebly het, soos alle ander. Maar God het ja gesê, die klip is weggerol, die graf is leeg, Jesus leef. Dit is wat ons vandag vier. Die opstanding is die grootste bevestiging van die evangelie wat ooit gegee kon word. God se eie stempel van goedkeuring op die werk van Jesus Christus. Paulus maak nog 'n skokkende stelling in vers 17. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof vergeefs en is julle steeds in julle sondes. Dit is verrassend, want ons dink gewoonlik dat vergifnis kom deur die kruis, nie deur die opstanding nie. En dit is gedeeltelik waar. Jesus het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. Maar hoe weet ons dat die Vader hierdie offer aanvaar het? Hoe weet ons dat dit werklik genoeg was? Die opstanding is die bewys. Die opstanding is God se ja op die vergifnis van ons sondes. Dink aan dit soos 'n regsaak. Jesus het die straf op hom geneem wat ons verdien het. Maar as hy in die graf gebly het, sou dit beteken het dat die straf permanent was, dat die prys nooit ten volle betaal is nie. Die opstanding wys dat die straf volledig gedra is, die skuld ten volle betaal is en die saak afgehandel is. Romeine 4 vers 25 sê dit wonderlik. Hy is ter wille van ons oortredings oorgelewer en ter wille van ons regverdigmaking opgewek. As jy vanoggend hier sit en wonder of jou sondes werklik vergewe is, of jy werklik nuut kan begin, of jou verlede regtig uitgewis kan word, kyk na die leë graf. God het ja gesê, jou skuld is betaal, jou vergifnis is verseker, jou vryheid is gewaarborg. Hy is ter wille van ons oortredings oorgelewer en ter wille van ons regverdigmaking opgewek. En dan sê Paulus in vers 20 en 22, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Die opstanding is God se ja. God se ja op die oorwinning oor die dood, nie net vir Jesus nie, maar ook vir ons. Die dood het vanaf Adam se sonde oor die mensdom regeer. Dit was die finale onoorwinnelike vyand. Generasie na generasie het gekom en gegaan, almal uiteindelik magteloos voor die sekel van die dood. Maar op daardie eerste Paasondag het alles verander.
Jesus het uit die graf uitgestap, nie as 'n gees of 'n herinnering nie, maar as 'n verheerlikte liggaamlike mens, die eersteling van 'n hele nuwe mensheid. Die term eersteling is belangrik. In die Ou Testament was die eersteling die eerste deel van die oes wat ingebring is, 'n belofte en waarborg van die groter oes wat nog sou kom. Jesus is die eersteling van die opstanding, 'n belofte en waarborg dat almal wat aan hom behoort ook sal opstaan. Daarom kan ons vandag by 'n graf staan en weet dat die dood nie die laaste woord het nie. Daarom kan ons selfs te midde van ons trane hoop hê. Daarom kan ons met vertroue die woorde van 1 Korintiërs 15 vers 54 en 55 verkondig. Die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die opstanding is God se ja op die lewe. Sy nee op die finaliteit van die dood. In vers 19 gaan Paulus dan aan: indien ons hoop slegs op hierdie lewe op Christus gevestig is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Die opstanding is God se ja op 'n nuwe toekoms. Nie net 'n verbetering van hierdie huidige wêreld nie, maar 'n radikale verandering daarvan. Ons geloof is nie net 'n etiese stelsel om hierdie lewe 'n bietjie beter te maak nie. Dit is nie net 'n filosofie wat ons help om sin te maak van ons bestaan nie. Dit is 'n belofte van 'n heeltemal nuwe hemel en 'n nuwe aarde. In die opstanding sien ons die bloudruk vir ons toekoms, 'n verheerlikte liggaam in 'n hernuide skepping waar God alles in almal sal wees. Die opstanding is nie net 'n terugkeer na hierdie lewe nie, maar 'n vooruitgryp na 'n nuwe kwaliteit van lewe. Jesus se opstandingsliggaam was beide dieselfde en anders, herkenbaar, maar ook verander. So sal ons sinne ook wees. Hy kon deur geslote deure beweeg, maar ook vis saam met hulle op die strand eet. So sal ons opstandingsliggame wees, werklik liggaam, maar vry van die beperkinge van verganklikheid. Die opstanding is God se ja op die toekoms ver meer wow as wat ons kan droom of verbeel. Wat beteken dit alles vir ons vandag? Eerstens, dit beteken dat ons met volle sekerheid kan glo. Die opstanding is die historiese fondament waarop ons geloof gebou is. Dit is nie 'n mooi idee of 'n mitiese simbool nie. Dit is 'n werklike gebeurtenis in tyd en ruimte wat alles verander. Ons dien nie 'n dooie held nie, maar 'n lewende Here. Dit beteken daarom dat ons met volle vrymoedigheid kan lewe. As Jesus waarlik opgestaan het, dan is ons sondes waarlik vergewe. Dan kon ons die verlede agterlaat en vorentoe beweeg in die wonderlike vryheid van God se kinders. Dan is ons nie meer gebind deur skaamte of skuld nie, maar bevry om God en ander lief te hê. Dit beteken ook dat ons met volle hoop kan sterf. Die graf is nie die einde nie. Die dood is nie meer 'n muur nie, maar 'n deur. In Christus het ons die versekering dat ons sal opstaan om saam met hom te lewe in verheerlikte liggame op 'n nuwe, sondelose, herskepte aarde. Dit beteken dan ook dat ons met volle toewyding kan dien. Vers 58 van hierdie hoofstuk wat ons nie gelees het nie, sê: daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. As die opstanding waar is, dan is niks wat ons vir Christus doen te vergeefs nie. Dit het ewige betekenis en waarde. Die opstanding is God se ja, sy bevestiging dat Christus se werk volmaak is, sy verklaring dat ons verlossing seker is, sy belofte dat die dood oorwin is en sy waarborg dat 'n nuwe skepping wag. Op hierdie opstanding Sondag, hierdie Paasoggend, nooi ek julle uit. Ontvang God se ja in julle lewens. As jy sukkel met twyfel, die opstanding is God se ja op die waarheid van die evangelie. As jy worstel met skuld en skaamte, die opstanding is God se ja op die vergifnis van jou sondes. As jy rou oor 'n geliefde of die dood vrees, die opstanding is God se ja op die oorwinning oor die dood. As jy moedeloos is oor hierdie gebroke wêreld, die opstanding is God se ja op 'n nuwe toekoms. Na die eerste Paasondag het God opgekyk na hierdie stikkende, sondebevlekte wêreld en hardop ja gesê.
'n ja wat deur die eeue weer klink, 'n ja wat sterker is as die graf, 'n ja wat alle neus van duisternis, dood en die duiwel oorwin. Die Here het waarlik opgestaan. Dis die waarheid wat alles verander. Dis die vreugdevolle boodskap wat ons vandag vier. Dit is die ja van God wat deur ons lewens moet weer galm tot in ewigheid. Laat ons saam bid. Hemelse Vader, op hierdie opstandingssondag buig ons in verwondering voor U. Dankie vir die kragtige ja in die opstanding van Jesus Christus. Dankie dat U die klip weggerol het, die graf leeggemaak het en die dood oorwin het. Dankie dat U ja gesê het op die waarheid van die evangelie, op die vergifnis van ons sondes, op die oorwinning oor die dood en op 'n nuwe toekoms. Help ons, Here, om te lewe as mense van die opstanding, vol geloof, vryheid, hoop en toewyding. Laat die werklikheid van die opstanding elke aspek van ons lewens deurdring, en wanneer ons twyfel, herinner ons dan aan die leë graf. Wanneer ons vrees, herinner ons aan U oorwinning, en wanneer ons treur, herinner ons aan U belofte. Op hierdie dag van alle dae, vul ons met U onuitspreeklike vreugde, want die Here het waarlik opgestaan. En omdat Hy leef, kan ons ook lewe, nou en tot in ewigheid. In die naam van ons opgestane Verlosser, Jesus Christus. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal